Ons Vader in die hemele, Here, dankie dat wanneer ons dit sê, ons daaraan kan dink dat U in die verste uithoeke van die heelal is en daar buite. Maar dat U ook nader is en dat U ook hier is. Ons Vader wat in alle hemele is, ook in die eerste hemel, selfs die lig hier om ons. Dankie dat ons nie nodig het om te sê, Here, kom na hierdie plek toe nie. Dankie dat ons nie nodig het om U te nooi of om 'n klomp rituele uit te voer sodat U net hierdie ruimte moet kom vul nie, maar dat U reeds hier is. Here, ons gebed is dat U ons ook in hierdie ruimte inneem. Dat U die hindernisse sal afbreek in ons harte, in ons gemoed, in ons gehoor, Here, in dit wat ons hier binne hoor, dat U alles uit die weg sal ruim, sodat ons U stem kan hoor, U woord kan inneem en dit diep in ons binneste kan bære. Gee dat ons met ons harte hoor, Here. O Hemelse Vader, ons kom buig voor U en vra vergewe ons sondes. Ons besef, Here, ons bly altyd sondig. U het vir ons gesterf, ons sonde is vrygespreek. En daarin roem ons. Maar ons roem nie in ons eie pad en ons swak volg van U nie. Want dis 'n pad van val en opstaan. Here, gee vir ons die vrymoedigheid om steeds heeltyd na U toe te hardloop, ook wanneer ons knieë stikkend geval is. Ons bid, Here, vergewe ons, reinig ons, en gee dat ons, soos Dawid sê, Here, was my en dan sal ek skoner wees, witter as wol. Gee vir ons daardie wete, dat ons as verlostes kan leef. Ons bid dit in U naam. Ons vra, Here, dat U nou ook deur die woord met ons sal praat. Amen. Vriende, ek gaan nie tradisioneel begin deur die teks vir U te lees nie. Julle moet ook al gesien, Psalm 63 is op die bord. Ek gaan so 'n paar oomblikke vir ons inlei voor ons by die teks uitkom. En my inleiding sal ook verduidelik hoekom ek dit so omdoen vanmôre. Ek sluit so 'n bietjie aan by laasweek. Sluit so 'n bietjie aan by Opstandingssondag. Miskien moet ek net so iets persoonliks deel. Toe ek in 'n woestyn was. Hier in my eerste jaar op universiteit pas teologie begin swat en dit het moeilik gegaan. Maar in my geloof was ek in 'n woestyn. Ek het gesukkel. Toe het ek op 'n dag, ek het nog so blou NIV Bybeltjie gehad, 'n Student Study Bible, en ek het Psalm 63 net oor en oor begin lees in daardie Bybel. En dit is een van die kosbaarste psalms vir my. Ek het iets gehoor in daardie psalm wat ek net bly lees het. Vriende, die woestynvaders hier ons praat van die 4de eeu, maar nou verstaan nie mos, die 1ste eeu was die jaar 0 tot en met die jaar 100. So die 2de eeu was die jaar wanneer daar 1 voor staan, 101 het die 2de eeu begin. In die 4de eeu, met ander woorde hier nie 300 na Christus, het daar iets gebeur. 'n Koning het oorlog gemaak en voor hy die veldslag ingegaan het, het hy tot die Christene se God gebid. En dan is sy getuienis dat hy in die wolke
'n kruis gesien het, die Christene se beeld van Christus se kruis, het hy dan in die wolke hierdie kruis gesien en hy bid tot die Christene se God en hy wen die oorlog en dan is hy in bewind. En dan sê hierdie koning 325 na Christus hou hy 'n groot vergadering vir al die kerke, die eerste synode in die geskiedenis en by daardie synode word die Christen godsdiens as staatsgodsdiens ingestel. Aan die een kant is dit baie goed, want die Christene is tot op daardie punt horribaal vervolg, gruwelik doodgemaak. Hulle is versport gejag, daar's 'n klomp goed gedoen, ek wil nie nou daar ingaan nie. So die vervolging van die Christene stop daar, of hoofsaaklik stop dit in 325, die amptelike staatsvervolging. Nou is die Christen godsdiens, die kerk, is nou die staatse godsdiens. Dis baie sleg vir die kerk. Want onmiddellik is die suiwerheid van die kerk daarmee heen. Hoekom? Want die hele samelewing word nou gedwing om Sondag kerk toe te gaan. Hulle is nog besig met hulle afgodsbeeldjies by die huis. Hulle dans om vure en raak dronk en gaan in 'n beswyming met hulle heidense godsdienste. Hulle is besig om allerlei ander gode te aanbid. Nou word hulle gedwing om Sondag hulle Sondagkleertjie aan te trek en kerk toe te stap en daar te maak of hulle 'n Christen is, want dieselfde ouens wat net 'n jaar vroeër die Christene doodgemaak het, maak nou die ander ouens dood as hulle nie Christene is nie. So die wêreld is nou vervolg en gedwing om in die kerk te wees en dit besmet die suiwerheid van die kerk onmiddellik. So was dit goed? Ja. Was dit sleg? Ja. Maar met hierdie skuif is daar 'n klompie van die kerkvaders wat sê ons kan nie in hierdie samelewing mee aangaan nie. As dit gaan oor die suiwerheid van die godsdiens, dan kan ons nie hierdie skip red nie, hy gaan sink. En hulle beskryf dat wat hulle doen is soos iemand wat van 'n sinkende skip afspring. Dit help nie op 'n sinkende skip, jy hardloop op die dek rond en probeer mense se stoele vir hulle rondskuif nie. Spring en swem so hard soos jy kan, want 'n sinkende skip suig mens in as hy sink en dan verdrink jy saam. Soos jy moet duik en jy moet swem so ver wegkom as wat jy kan, sodat die skip in vrede kan sink en jy veilig in die see kan wees om dan te probeer oorleef, om uit te swem. So vriende, die kerkvaders of hierdie woestynvaders gaan die woestyn in, hulle gaan uit die samelewing uit. Die samelewing is besig om te sink. Die morele kompas van die samelewing is daarmee heen. Hulle sien nie hoop vir die samelewing nie. Hulle gaan die woestyn in en daar in die woestyn gaan soek hulle 'n suiwer geloof en 'n suiwer godsdiens. Dis baie interessant om bietjie oor hulle te leer, want die teenoorgestelde gebeur in baie opsigte daar in die woestyn. Hulle ontdek daar in die woestyn, hulle het toe nou nie weggekom van die sonde nie. Hulle het die sonde in die woestyn ingedra hier in hulle harte, in hulle wese, in hulle menswees, in hulle benadering. Maar daar gebeur ook 'n paar ander goed in die woestyn. Een van daardie goed is dat hulle begin besef, as 'n mens besig is op hierdie reis, dan is stilte belangrik. En hoe minder jy praat, hoe minder is die kans om te sondig. So daar's allerhande sulke reëls wat maak aanvanklik dat hulle begin om waarde in stilte hier in die woestyn in te bou. Maar dan begin leer hulle ander goed. Daar is sinne waar hulle begin sê, maar stilte is iets van die toekomstige wêreld. Daar waar klaar gepraat is, kan jy dit nie terugvat nie. Die woorde is gespreek, dis uit. Dis deel van die huidige. Maar dit wat nog gesê moet word, dit wat nog kom, begin sê hulle is deel van die stilte. So hulle begin sit 'n waarde aan stilte van, dis deel van die toekomstige wêreld, van die goddelike, dis deel van die ewige by God. So daar kom 'n respek vir stil wees en ook 'n geestelike waarde om stil te wees, want as jy stil raak, raak jy deel en besig met die toekomstige. Die goed wat by dit gebeur is, daar begin 'n respek vir die woord ontstaan. Ek het laasweek
die leë doekie neergesit met die idee dat daardie doek is leeg en elke ding wat jy daarop skryf is 'n eerste woord wat gespreek is. En as jy begin waardering en waarde daaraan heg, dan sit jy nie sommer net 'n klomp goed op nie, dit het nie waarde nie. Jy sit selektief op en as elke ding wat daarop sit waardevol is en goed is en reg is, dan is minder meer. So jy kom 'n respek vir woord, jy kom 'n respek weer rondom, moenie net praat om te praat nie. Moenie net inligting begin dink oor wat jy sê en begin dat dit wat jy sê waardevol is. Daar's 'n mooi storieetjie van 'n bekende van hierdie woestynvaders wat deur 'n ander genader is en die ou hom kom besoek, 'n biskop, en hy wou by die vader kom leer. En toe hy daar kom, toe sê die vader niks nie. Hy bly choopstil. En hierdie biskop raak so 'n bietjie geïrriteerd want hy's 'n belangrike man en hy kom dan nou om te kom leer en die vader sê niks. En later begin van die ander priesters vir die vader sê, die man het gekom om by jou te leer, gaan jy niks sê nie? En toe sê hy, as my stilte vir hom niks beteken nie, gaan my woorde ook vir hom niks beteken nie. Dis sulke gesegdes wat nie sin maak aanvanklik nie. As mens dit hoor die eerste keer, dan dink jy, wat? Nonsens, jy het niks gesê nie. Maar die woestynvaders het 'n ander waarde hierin geheg, en daaruit kom 'n klompie goed wat mense begin sê. Ek het die volgende een raak gelees 'n paar jaar terug. Anything worth listening to. Anything worth listening to. Enigiets wat die waarde het om na te luister, wat die moeite werd is om na te luister. Anything worthwhile of worth listening to was coined when some man's mind was still. Enigiets die moeite werd om na te luister, was saamgesit of gevorm of verwoord toe iemand in daardie stilte ingegaan het. Vanuit die woestynvaders begin maak dit mos nou sin, want in die stilte is daar waarde, is daar dink, is daar stop. Enigiets die moeite werd om na te luister, kom vanuit die stilte, en dan sê hy 'n sinnetjie by hierdie volgende een. Enigiets die moeite werd om na te luister, kom vanuit die stilte en vat jou terug na die stilte. Enigiets wat die moeite werd is, kom haal jou, vat jou daarheen. Daar is meer. God is in die stilte, en as jy so deur die woord begin blaai, dan is daar wonderlike dele waar daar staan, maar God was nie stormwind nie, en God was nie aardbewing ook nie gewees nie. En dan in die fluistering van die wind, die Engels sê dit mooi, a still small voice. Daar is God. So vriende, wat ek vanmôre vir julle wil kom sê, deur die eerste tydjie besig te hou, is stop. Stop vir 'n oomblik, raak stil, en in daardie stil word, besef jy dat ons is toegegooi met 'n klomp geraas, met 'n klomp inligting wat net besoedeling is in 'n sekere sin. Maar in die stilte, as ons ophou praat, as ons ophou geraas toelaat, as ons in die stilte inbeweeg, dan kom daar 'n ander waarde, dat woorde kry weer betekenis. Taal beteken iets, en woorde wat suinig of spaarsamig gebruik word, is gewoonlik woorde wat oorgedink is en wat iets beteken. Maar dit bring ons ook terug na, hoekom is taal so besoedel? Hoekom het taal net inligting geraak? Hoekom is 'n klomp gepraat so goedkoop? En dit bring ons by 'n plek om te begin vra, maar wat is oorspronklike taal? Wat is onbesoedelde, onbesmette taal, waar dit nie net gaan oor inligting nie, maar waar daar meer is, dieper is? Dig is so 'n tipe taal. Dis oorspronklike taal,
Maar om by 'n gedig uit te kom, of om te luister na iemand se dig, vra van jou om eers te stop. 'n Gedig wat jy in die gejaag verby lees, 'n gedig wat vir jou op 'n WhatsApp gestuur word en jy stop nie daarby nie. Die Engelsman sê dit mooi, it defeats the purpose. Vind jy nou dat ek u genoeg geïrriteer het en genoeg geforseer het om 'n oomblik stil te raak, rustig te raak, gee ek vir u so 'n paar sekondes se stil raak. Die wat wil, kan hulle Bybels oopmaak by Psalm 63. Die wat net wil luister is ook welkom. Ek gaan dit stadig lees, aanvanklik bietjie vinniger in die 83 vertaling, en dan gaan ek stadig deur dit lees in die 2020 vertaling. Ek bly altyd naby u, sê die 83 vertaling se opskrif. 'n Psalm van Dawid, na aanleiding van sy verblyf in die Juda-woestyn. Ek soek u, o God, my God. Ek dors na u, ek smag na u, soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Ek wil by u in die heiligdom wees, om daar u mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek u prys. Ek sal u my lewe lank loof, my hande ophef om u naam te prys. Soos elke keer wanneer ek u goeie gawes geniet, sal ek u altyd roem met jubelende mond. As ek aan u dink, op my bed oor die pyns in die nag, dan weet ek, u is vir my 'n hulp. En dan juig ek oor die beskerming onder die vleuels. Ek bly altyd naby u, u hand ondersteun my. Maar hierdie mense wat my ondergang soek, mag hulle wegsink in die dieptes van die aarde, mag hulle aan die swaard oorgegee word en aas vir die jakkalse word. Laat die koning hom in God verbly, laat elkeen wat hom op God verlaat, hom prys. Die mond van die vals mens word toegestop. Vriende, as ons wil hoor wat hierdie Psalm sê, dan moet ons nog stadiger. Dan moet ons nog 'n rad terugsit en vir 'n oomblik rustig raak, en dan moet ons fynproevers raak. Nou, daar's nie 'n makliker of 'n beter manier om fynproe te verduidelik as sjokolade nie. Ek praat nie van die vinnig smelterige tipe wat nog gesmelt het in jou hand voor jy dit eet nie. Daar was 'n ou in my eerste gemeente, ons het hom nou in Bethlehem in Desember weer raakgeloop, toe ons in die mall was. Ek sê vir Daniel, ek wonder wie gaan ons raakloop? Hier loop ons in Henk vas. Henk se sport was om Sondag eerste uit te wees by die kerk. En die kafee was net oor kan die kerk, almal het gou daar gestop vir 'n brood en melk. Dan gaan Henk in, dan koop hy gou sy goed, maar dan koop hy ook 10 KitKats. En dan storm hy uit, want hy weet die mense los hulle kinders in die kar. Dan breek hy die KitKats, hy gee vir elke kind een in elke hand. So as ma en pa uitkom, die oom het my sweeties gegee. En dan is hy kar toe onder die sjokolade. Henk was al hoeveel keer in diep moeilikheid, want hy het ouens se nuwe motors vol sjokolade gekry, en dan lag hy so lekker uit sy maag uit. Ek vra hom juist nou die dag, doen jy dit nog steeds? Hy sê, ja, hulle is nog steeds so kwaad vir my elke Sondag. Ja, Henk was aan een. Vriende, fynproewer is wanneer jy daai donker sjokolade koop, die een wat so 'n bietjie moeiliker smelt. Gaan doen jouself 'n guns, stap jy by Spar en hulle is nou al 'n bietjie duur deesdae, daar is nie meer goedkoopie. Maar gaan koop vir jou 'n slab lint donker sjokolade. Daar's een wat sout in dit. Dis amazing. Daar's een wat chili in dit. Daar's een wat lemoenskil in dit. Maar jy proe dit nie dadelik nie. As jy net gaan jy niks van hom proe nie. Jy moet in jou mond sit en dit moet smelt. Dis 'n rustige, stadige ding
En 'n psalm is dieselfde. Dis bruin sjokolade, donker sjokolade. Dis nie hierdie ouetjies wat so maklik smelt in 'n kits drankie nie. Dis 'n fynproevers ding wat jy moet stadig toelaat dat die hitte van jou liggaam dit smelt. Kom ons gaan so in hierdie psalm in nou. En ek gaan so hier en daar net bietjie by dit byteken. 'n Psalm van Dawid. Die 2020 is meer vertaal soos die Hebreëus en onmiddellik is dit nie lang sinne soos in die 83 vertaling nie. Dis nie lang sinne nie, dis ewe skielik 2 woorde punt. Dit het die ritme van die Hebreëus begin aanneem en die woorde bietjie anders omgesorteer. Jy sal dit hoor wanneer ek dit nou lees. 'n Psalm van Dawid. Toe hy in die woestyn van Juda was. Dawid vlug vir sy lewe. Dawid hardloop weg. Jy sal in die laaste vers hoor, hy is die koning, maar hulle wil hom doodmaak. Dawid is verworpe, besig om te vlug vir sy lewe. Hy het alle reg om ontsettend kwaad te wees, om verraai te voel. En hy voel dit heel moontlik. Hy moet in die woestyn wegkruip. Hier's mense wat sy lewe soek. Dis nie sommer 'n geit of 'n giertjie of 'n Sondag draaitjie wat hy in die woestyn gaan ry nie. Dis nie 'n besoek aan Las Vegas waar hy bietjie gaan dobbel in die woestyn. Glad nie so iets nie. Hy vlug tussen die rande en die verlate plekke. Hy sit daar onder 'n bos in 'n rotskeer. Dis droog. Dis koud, dis warm. Dis winderig, dis stowwerig, dis sanderig. Toe hy in die woestyn van Juda was. God, U is my God. Kan jy vir Dawid sien? Daar waar hy sit, moeg, seer, met sy kop op 'n klip geslaap gisterand, honger. En dan kyk hy op na die woestyn, God in dit weer galm. God, net die woestynwind. U is my God. Na U soek ek. Hy is nie besig om te beklei nie. Hoor jy sy smeek? Hy is nie besig om te sê, ag Here, wat sal ek gee vir my bed en my etenstafel en my fees? Wat sal ek gee om nou terug te wees in my paleis en my regte sagte kamerjapon met my Dis nie waar hy praat nie. Daai goed is nie eers op die tafel nie. Here, ek smag na U. God, woestynstilte. U is my God. Na U soek ek. My siel dors na U. My liggaam smag na U in 'n droë, uitgeputte land sonder water. Here, as ek na hierdie land kyk, dan voel my siel so dor en so droog, soos hierdie grond voor my, soos hierdie woestyn. Here, ek smag na U. Ek is geestelik dor en droog. So het ek uitgesien na U in die heiligdom om U krag en glorieryke teenwoordigheid te ervaar. Daar in die tempel was dieselfde dors in my, Here. So het ek uitgesien daar in die heiligdom in die tempel om U krag en glorieryke teenwoordigheid te ervaar. Here, hierdie dors in my gaan nie weg as daar baie water is nie. Ek het heeltyd hierdie behoefte diep in my, 'n dors na U. Want U troue liefde is beter as die lewe.
want u troue liefde is beter as die lewe. Here, elke keer as ek daardie bietjie ervaar van u wat getrou vir my deurkom, u wat getrou voorsien, dan kry my siel water. Here, dankie. Sulke tye is vir my fonteine, want u troue liefde is beter as die lewe. My lippe sal u roem. So sal ek u prys in my lewe, in u naam sal ek my hande ophef. Dawid neem 'n besluit hier. Here, die beste in die lewe is daardie kere wanneer ek besef, die Here leef werklik, kyk hoe hy voorsien. Wow! Daarom besluit ek, Here, dat ek dit altyd sal doen, dat ek u sal bly loof en prys. Hoe beskryf hy dit? Asof van binnevet en die vetste deel word ek versadig en met jubelende lippe bring my mond lof. Here, wanneer u voorsien, is dit soos daardie vetterigste deel van 'n choppie. En ek het 'n vriend gehad wat altyd gesê het, nee, 'n koppie vetterige biltong, maar nie enig is nie. Hy sê as jy so 'n stukkie geëet het, dan besef jy hier's iets op jou kin, dan vee jy daai vet so af. Dis waarvan Dawid praat. Die vetterigste van die vetterig. Maar dit gaan oor sy siel, dit gaan nie oor kosie nie. Asof van binnevet en die vetste deel word ek versadig en met jubelende lippe bring my mond lof as ek aan u dink op my slaapplek. As ek in die nagwake oor u prewel, oor die oorspronklike taal. Here, dis soos vet wat my versadig, as ek daar op my bed lê en ek dink oor u trou, en selfs al het ek al in die slaap geraak en ek raak in die nag wakker, dan prewel ek oor, dan spreek ek goed uit, ja Here, u is getrou, ek dankie. Hy prewel in sy slaap, in sy gesprek met die Here nog. Want u was vir my 'n hulp, en in die skadu van die vlerke jubel ek. Nou vriende, dis hier waar ons gedig so bietjie tekort kom, want as jy dit in Hebreëus gelees het, dan kies hy 'n woord wat klink na vlerke, wat die Hebreër dadelik sal herinner aan hoender, aan 'n ma-hen. Nou wil ek vir julle 'n voorbeeld gebruik vandag, en dit is 'n stowwerige vuil voorbeeld, maar ek gaan gou verduidelik. Hierdie ou veerestoffertjie was so 'n jaar en 4 maande terug 'n hoender gewees. Hierdie was 'n hen van formaat. Op 'n dag staan ek daar in ons agterplaas en ek sien hier's alweer kuikens. Probleem met kuikens daar by my buurman, hulle raak elke dag een minder. En ek sien die hen het 4 kuikens en daar is een al klaar dood. Ek sal maar nie sê hoe nie. En ek gaan gryp die 3 kuikens wat oor is. En ek sit hulle na 'n hok en ek besluit, ek gaan julle nou 'n slag groot maak, want hierdie wat ek elke dag 'n dooie kuiken optel is net te veel. En ek het toe al begin om die hoendertjies so 'n bietjie in Desember kos te gee. So ek het al bietjie stakes in the game. Maar ek begin die ou kuikentjies groot maak. Maar nou is die ou 3 dag oud kuikentjies daar in die hokkie en toe gaan haal ek vir moeder hen, die veerestoffer. En ek maak vir veerestoffer daar in die hokkie vas. Net so bo die grond. Julle, dis die oulikste ding, want die volgende oomblik kom my eerste kuikentjie en wikkel hy in. En toe die eerste een dit doen, toe is die ander 2 agterna. En net hulle ou sterk veertjie steek uit. Daar is omtrent nog nie, maar want vir hulle is dit ma hen. En hulle kruip hier weg. En daar die veerestoffer gehang en toe ek hulle in die groter hok toe skuif, toe maak ek vir veerestoffer daar vas en die dag toe ek hulle insit, toe daar nou al 6 ander ook bygekom en toe ek hulle insit, toe bring Jannie 11 tarntaaltjies wat hy daai oggend uitgebroei het. So toe is ons op 22 hoendertjies en tarntale saam en dis veerestoffer en dis inkruip onder. Julle moes dit gesien het. Dit was 'n sweterjoel van pluimvee onder hierdie veerestoffertjie. Dis die beeld waarna Dawid verwys. Here,
Ek mag miskien die koning wees, maar U is vir my 'n hulp. En ek kom kruip onder U in, soos 'n hoender wat haar vlerke oopmaak. En dan moet julle begin luister, daai henne, as hulle met kuikens rondloop. Hulle loop in kloek, kloek, kloek op 'n manier wat rustig is. En as dit verander, dan hol hy kuikens almal onder ma aan en sy maak net oop en hulle druk almal hier onder aan en hulle is vuurwarm daaronder en veilig. Want 'n hoender word nie deur 'n voël opgepik en weggedra nie. En as die kuikens daaronder is hulle veilig. Here, ek kruip so onder U weg. Soos 'n kuikentjie daar veilig by sy ma, so is U vir my. My diepste wese is aan U vasgemaak, sê hy, is aan U verknog, verslaaf. Ek kan nie sonder dit nie. My diepste wese is aan U verknog. U regterhand ondersteun my, en dan is daar F by in die 2020 vertaling wat hieronder sê, die regterhand dui juis op die sterkste van meeste mense se hande, so dit gaan oor God se sterkste hand, God se krag, God se belangrikste ondersteun my. God maak moeite, hy vat my nie sommer met die linkerhand nie, hy vat my met sy sterkste hand, hy hou my veilig, ek is verknog aan hom, ek kan nie anders nie, want hierdie God hou my vas in sy sterkste hand. Is dit maklik vir Dawid? Nee. Vriende, die psalms is nie lofliedere nie, daar's 'n paar, maar 90% of baie van die psalms is klaagliedere, is psalms waar ouens in lewensgevaar, in nood, in swaar kry, in rock bottom is, en na die Here uitroep vir hulp, en iets daarvan kom deur hier. Ja, Dawid smag na die Here, hy gee homself oor aan die Here, hy sê vir die Here, U is my lewe, U is die soetste van die lewe, U is die sin van die lewe, maar daar is mense wat my wil verwoes, en daardie mense wat daarop uit is om my lewe te verwoes, hulle sal die onderste deel van die aarde binnegaan. U sal hulle ondergang bewerk. Hulle sal aan die mag van die swaard uitgelewer word. Die prooi van jakkalse sal hulle word. Christene sukkel hiermee, veral in die mooi wêreld waarin ons vandag leef, want ons wil vir onsself sê dat ons is meer beskaafd en, hoe kan Dawid so praat? Hoe kan Dawid, nee, dis dan nie Christelik nie, dis dan vreeslik, dominee. Dis dan vreeslik vals van jou, om dit te bevraagteken. Want wanneer jy in moeilikheid is, wat gaan deur jou binneste? Hy seun daardie ene. Hy het my nou bevark, hy het al my geld gesteel, maar wonderlik. Nee, maar nonsens. Ons sukkel almal daarmee. Want daar's 'n klomp emosies, daar's kwaad. Daar's Here, ek het vir U geluister en ek is ingedoen. Laat U oordeel gevel word. En die Here het vir hom opdrag gegee, dis wat ek gaan doen. En nou is die ouens wat dit probeer belemmer, sy lewe probeer vat. En dis konings. Dis sy eie kinders. Maar Here, U plan sal op die ou end seëvier. U sal doen in my lewe wat U wil. En hulle wat my ondergang soek, U sal hulle ondergang bewerk. Vriende, hoor jy dat daar 'n geloofs-eerlikheid hier binne is? Ons wil 'n Christendom gaan bewerk wat sê, maar God is die God van liefde sonder oordeele. God is die God wat nooit 'n vliegskade aandoen nie. Dat jy nog nie die Bybel gelees nie? Dat die gees van God oor Salomo kom en dan slaat hy 70 ouens dood. Daai verduidelik min ouens vir my, want ons, nee. Die God van die Bybel is die God van realiteit. Die God van die Bybel is 'n God wat in hierdie lewe sy beste en sy slegste God is. Ons prentjie van God is net vir die goeie, rein, afgestofte, blink, sondagkleertjies deel. Maar die God van die Bybel, die God wat Dawid ken,
is 'n God wat in al die dele van sy lewe God is. En daarom sê hy vir die Here, kom veg U my geveg, kom oorwin U hierdie geveg. Here, U sal oorwin oor hulle. Hy sê nie ek gaan ingaan en ek gaan wraak neem op hulle nie. Hy sê Here, U sal dit bewerk. Ek gaan op U fokus. Die koning sal hom in God verbly. Elkeen wat in hom, hoofletter, in God sweer, sal in God roem. Wat sê hy? Elkeen wat sy vertroue en sy belofte in God uitspreek om te sê, ek sê vir jou, so seker as dit my woord staan, in God sal hy triomfeer, sê Dawid. Die koning sal hom in God verbly. Elkeen wat by hom, hoofletter, by God sweer, sal in hom roem, in God roem. Want hulle wat leuns verkondig, se monde sal gesnoer word. God is nie die vader van die leuen nie, God is die vader van die waarheid. Maar hulle wat leuns verkondig, wat bedrieg en bedrog pleeg, wat probeer op slinkse maniere, hulle monde sal gesnoer word. Vriende, hoor 'n laaste keer hierdie gedig en dan sluit ons af. God, U is my God, na U soek ek. My siel dors na U, my liggaam smag na U in 'n droë, uitgeputte land sonder water. So het ek uitgesien na U in die heiligdom om U krag en glorieryke teenwoordigheid te ervaar. Want U troue liefde is beter as die lewe. My lippe sal U roem. So sal ek U prys in my lewe. In U naam sal ek my hande ophef. Asof van binne vet en die vetste dele word ek versadig en met jubelende lippe bring my mond lof as ek aan U dink op my slaapplek, as ek in die nagwake oor U prewel. Want U was vir my 'n hulp en in U skadu en in die skadu van U vlerke jubel ek. My diepste wese is aan U verknog. U regterhand ondersteun my. En daardie mense wat daarop uit is om my lewe te verwoes, hulle sal die onderste dele van die aarde binnegaan. Hulle sal aan die mag van die swaard uitgelewer word. Die prooi van jakkalse sal hulle word. Die koning sal hom in God verbly. Elkeen wat by hom sweer sal in hom roem. Want hulle wat leuns verkondig, se monde sal gesnoer word. Amen. O Here, ons gebed is om saam met Dawid vanuit dieselfde plek tot U te kan roep. Here, my gebed is dat U ons harte so sal oopmaak dat ons saam met Dawid kan sê, Here, U is my Here. O God, U is my God. En ek besluit om my lewe lank so te leef. Ons bid dit in U naam. Amen.